Ja, en toe by die derde flush, toe is alles uiteindelik okay, maar ek dink julle gaan my weer nooit vir 'n huis besoek nie. Dis nogal intens, Ja, maar veral vir 'n Woensdag. nee. Maar daar was daar 'n Paasfees. Ja, dit was Paasfees. Het julle eiertjies weggesteek? Ons het eiers weggesteek. Dis so cute. Yes, ek weet net die kids love it net. Eintlik ook hoe die boeties mekaar gehelp het. Wat was die moeilikste plek waar hulle moes soek? Wat was die moeilikste plek? Dan kon daarom in 'n boom moes klim Okay. om my eier te gaan kry. En wat was daar nog? Eintlik sommer ooglopende plekke wat hulle net glad nie raak gesien het. Wat? Nee, maar Okay. dit was ja. Nee. Moes julle iewerste hoe lank het dit geduur? Nee, ag dit is mos maar vinnig. Dit is soos as dit 10 minute is dit lank gewees. Ek kan onthou as kind het ons eiertjies geverf, daai wit, O, cute is dit. daai wat so Ja, as jy hom vat dan lyk jou hande melaats, jy weet so wit is dit. daai Maar eiertjies. Jy het mos nou gesê waar dit vandaan gekom het as 'n Ja. groot geskenk. So dink jy Ja. die Amerikaners het nou weer sulke groot geskenke vir mekaar gegee Ek vir weet Paasfees. Ek weet nie. Ek moet Hier vir is jou vir jou 'n huge belegging. Hier is vir jou 'n dosyn eiers. Ja, ek weet nie. Ek moet vir eerlikwaar sê ek het media fatigue. So ek het Dit is iets a bit much. ek het net Ek besluit, het gaan maatjies in Amerika. So dit Okay. so ek check met hulle daagliks in. nodig om te weet wat So aangaan. ek moet op tabs bly. Mm. Dit Wat is my gaan moeilik aan as in hulle mense soos na my toe kom en soos, ja, het jy gesien wat Trump nou weer gesê het? Doen en dan sê ek soos, nee, ek het nie. Dis okay. En moet my asseblief nie vertel Okay, nie. sorry, skuldig maar nee, ek is jammer. Ja, ek meen, ek wil regtig nie, jy weet, polities raak nie. Maar- en- Maar ek dink op daai noot en Mm. nie polities nie en dis 'n ding wat ek eintlik sommer in my preek ook alreeds inwerk in terme van hierdie fatigue wat ons het van inligting. Ja. Ons is nie gemaak om so baie inligting te moet hanteer nie. Maar tog, ons kies om om onsself aan goed bloot te stel. Ja, Jy kan ja. jy kan besluit of jy na watse podcast jy gaan luister. Yes. Hooplik die Here. Jy besluit watse koerant jy lees, watse nuus jy kyk, watse boeke jy lees. En ek het nogal gewonder hoe baie van dit wat ons inneem, dit wat ons onsself aan blootstel, is actually gesond, jy weet, is actually goed. Very true. Soos Very true. ek en daar's sekere stories op Netflix en op Amazon Prime, dis nie noodwendig sleg nie, maar dis donker, jy weet, Ja. dit vertel bietjie Ja, ja. stories van daar's dalk 'n kind wat jy weet daar's huismoles of wat ook al sulke tipe goed. Ja, ja. Ek kies net om dit nie te kyk nie, jy weet, en soos hy sê, ja, maar iets based on a true story. As ek But still, en veral dan. ja. Maar wat dink jy? Dink jy dit Ek is dink- regverdig om jouself te shield of is jy soos nee, jy moet weet wat aangaan? Ekskuus, laat ek nou so in die mikrofoon inblaas. Jene, dit is mens vind seker maar een van 'n tipe van balans want ek terwyl jy dit nou sê besef ek het 'n baie donker sin vir humor. Mm. En dit is deel van hoe ek deel met goed. Okay. Want ek dink deel van ons werk ons deel met swaar stories. Een van die moeilikste goed wat ek gehad het is ek moes direk van 'n begrafnis oorgaan na 'n troue toe. Mm. En daai mindshift wat jy nodig het is hard gewees. Ja. So jy het gelyk die grootste vreugdes van mense se lewens wat jy deel, dope, geboortes, verjaarsdae, 80ste verjaarsdae, sulke tipe goed en ook van mense se swaarste oomblikke. Ja. So vir my persoonlik kan ek sê ek kies om in verhoudings veral Mm. te belê wat vir my goed is. Ja. Ja. Nie om te sê ek's nie daar as 'n taxing gaan nie, Mm. maar ek moet ek moet kan broos wees. Ek moet kan vulnerable wees en ek Ja. verwag dieselfde van die ander persoon. Daai wat jy nou gesê het van die skuif van die begrafnis na die troue toe. Ek het nogal iets van dit beleef in my voorbereiding van Goeie Vrydag Yes. na Opstanding Sondag toe.
twee briljante preke by the way. Ek dink twee baie nice dienste. Dit was moeilik om dit reg te kry om nie Goeie Vrydag enigstens te praat oor Paasfees nie. Jy weet, want Ja. mens ken die storie en ek dink die feit dat ons jy weet, mens moet dit ou en 'n mens moet Goeie Vrydag doen en jy moet Paasfees doen. Maar dit was 'n moeilike skuif geweest, maar aan die ander kant het ek nou weer gedink, maar dit is juis 'n storie waar ons kram nie weg van die sleg en die negatief en die moeilike gesprekke oor okay, maar dit is 'n produk van menslike boosheid. Dit is nie Jesus het gesterf nie, Jesus is vermoor. En om dit om die geloofsvolwasenheid te hê om die slegte goed in die oë te kan kyk en dit nie af te maak en dit minder te maak as wat dit is nie. En dan regtig, ek dink dit amplify ook die vreugde van die goeie goed. Daai is my nader, excuse, there's no tangents nie. Daai is my nader aan die vraag wat jy gevra het, want aan die een kant dink ek met so 'n antwoord soos wat jy gegee het, is dit nie 'n wegskram van die realiteit nie. Maar daar kan 'n mens sê you can curate wat jy inneem. Ja. Soos wat jy curate die tyd in jou dagboek. Dit wat jy inneem in jou mond in vir eet, want iewers moes ons ook nou na Paasfees besef, ek kan nie net paaseiers mee eet nie. Ek moet nou Ek was al nogal moeg vir 'n paaseier. Ek's nog stout vir 'n ou paaseiertjie. Maar mens, jy gaan op 'n stadium moet besef, ek goed, as ek aangaan, is hierdie goed vir my. Ek dink dieselfde vir jene, dis lekker om te mope. Nee. Ja. 'n pity party is soveel van in die oomblik. En dis nou kompetisie nê. Wie is die moegste? Wie werk die hardste? Yes. Wie sukkel die meeste? Maar iewers gaan jy moet besef waar die bak stop en dat jy gaan met verantwoordelikheid neem vir jou eie lewe. Nee. So ek dink dan met daai om terug te kom by jou paasboodskap, dink ek om daai aan die een kant doelbewus af te sluit en nou hierso te wees. Ek deel nou hierso met die swaar. Ja. Want dis waarvoor Christus ook gekom het. Nie net vir opstanding Sondag. Hy's daar vir. En ek dink deel daarvan vir waar ons nou is dit was vir my wat ek daarvan weggevat het, is iets moet nou verander. Dinge moet verander. Dit kan nie meer aangaan soos wat dit aangegaan het nie, want hierdie ding het gebeur wat alles verander het. So jy kan nie teruggaan na die ou goed toe nie. En wat baie mense nou doen en wat baie mense ook doen tydens of eintlik in die 40 dae se lyding vooraf, die paaseier ding. Daar was in antieke Rome, wel Rome voel nog steeds baie antiek, nee. Ja, dit doen. Maar wat hulle eintlik gedoen het, is hulle het vir daai lydenstyd het hulle eiers in al sy forme eier eet gevas. Dit was taboe om 'n eiertjie te eet vir ontbyt of om eiers te gebruik enigstens. Ek weet nie hoe hulle pasta gemaak het nie, maar maar eiers hulle het dit soort van gevas om en dan het hulle dit mos nou vir mekaar as geskenk gegee in die lente toe lydenstyd verby is en Paasfees gevier is. Juis om die geskenk meer waardevol te maak. Want jy het hom nou vir 40 dae het jy glad nie eiers geëet nie. Jy het dit gevas. Dit was nie deel van jou lewe nie. En ek dink deel van daai ding om iets af te skryf is juis om vir jouself te vra, maar hoekom doen ek hierdie? Hoekom doen ek hierdie? Hoekom neem ek dit in? Het jy al gevas in 'n tydperk? Ek het dit was hard. Ek en Janai het op 'n stadium, wel dit tel seker as die Daniel vas, maar nie vir religious purposes nie, vir vanity purposes. Het ons saam eintlik soos 'n detox gedoen. Vir so 'n week lank, wat jy net, ek dink jy kan iets soos 2 of iets vrugte doen, meestal net groente,
dalk 1 of 2 patats. Mm. Dit was hard. En ons vriende het vir ons gesê, jy en Janay mag dit nooit weer saam doen nie. So dit op 'n ander ding is ek's besig om 'n tipe van 'n app te ontwikkel en deel van hierdie app se storie is juis soos doelbewuste prompts. Okay. Soos prompts wat iets wat ek kan doen saam met my kinders vandag, iets wat ek kan doen saam met my vrou vandag. Ek probeer meer water inkry op die oomblik. Ek probeer kyk dat ek in my kalorieë bly. Eintlik om 'n goeie reset te doen. En dit het toe nou toevallig ook so geval want die hele konsep is agter faith, fitness, fatherhood. Okay. So deel van die faith gedagte lees ek nou, want dit is nou 'n oploop na Pinkster toe, lees ek deur Handelinge. En het ek ook gedink ek is goed om my meer clarity te gee. Ek gaan nou nie van koffie afstand doen nie, maar ek gaan nie alkohol gebruik vir die volgende 50 dae nie. So en dis nie 'n groot ding nie. Dis nie vir my is dit nie 'n groot ding nie, maar ek dink dit is dalk iets van daai celebration wat ek nie so gaan kan vier nie, en dissipline. Want ek dink ek's baie gedissiplineerd met my oefen. Maar ek dink dit kan 'n goeie ingesteldheid wees. Dis 'n goeie vraag. Veral 'n goeie ingesteldheid na my familie toe. Die dissipline van om te vas, dit het natuurlik nou wortels in godsdiens, praktyke. En daar's baie natuurlik in die Bybel oor dit. Ons sien selfs die Lukas vertelling van die versoeking op die berg, Lukas 4, waar Jesus ook gevas het, die 40 dae, 40 nagte, en daai was dit Jonas se verhaal wat selfs die diere moes vas. Selfs die wilde diere. Ek ken nie daai ene nie, maar selfs die wilde diere moes vas. Maar dit is 'n skoonmaak. Meise vir jou nie, jakkals. Ek dink dis 'n skoonmaak ritueel. En ek dink wanneer 'n mens daai konsep bedink in meer as net, want gewoonlik het dit maar gepaard gegaan met voedsel. En dit het sin gemaak want voedsel en godsdiens was so vervleg met mekaar in die antieke Naby-Ooste. So dalk vandag te vra, maar in plaas van net om te dink aan voedsel, maar as ek media gaan vas of Instagram gaan vas, vir 'n tydperk, om te kan onderskei, om 'n bietjie perspektief te kry op goed. Waarin word ons nog blootgestel? Maar ek kry nou so 'n knee-jerk gut reaksie eintlik met die konsep van wegneem. Wat ek wil sê, maar wat voeg ek by? Want ek wil nie wegneem en ek sit nie iets in daai ding se plek nie. Want andersins gaan ek net sowel na die tyd weer terugkom en dit gaan dieselfde wees. So dis hoekom hierdie ding vir my vir 50 dae dis 'n kondisionering ding op 'n manier. Om my doelbewus te kry, hoe draai ek na my familie toe? Hoe is ek doelbewus ingestel? Daar's oefenkomponente en ek moet genoeg water en slaap inkry en obviously is daar weer 'n estetiese komponent vir my daarin verbonde, maar wat sit ek by? Wat is die waarde wat ek hier uitkry? En op dan daai sit noot vir my soos beter verhoudings met my vrou, beter verhouding met my kinders. Daai tipe goed. Ek wil dit vat na ons geloofsblootstelling. Okay, mense wat nou hierdie podcast luister het 'n doelbewuste besluit geneem om meer blootstelling te kry aan godsdiens, om geloof te bevorder. En iets wat ek mee worstel, of 'n vraag wat by my dwaal, ek dink ek het jou gebel so laasweek iewerste oor die worsteling. Is ek wil nie hê ons moet besig wees met goed wat mense net goed laat voel nie. Maar om eerder en daar's definitief 'n komponent daaraan, maar daar is 'n ruggikrap tipe ding. Maar okay, ek wil dit na terapie toe vat. So al baie die storie gehoor in terapie
iemand kom vir terapie, kom vir berading en hulle sit daar vir 30 of 40 minute en hulle praat en hulle praat en hulle praat en hulle kry 'n klomp goed van hulle skouers af en 'n klomp goed gaan vir hulle oop en die terapeut die wat ook al terapeut is dit te woord. Ja. Die terapeut luister net en maak sy notas. Ja. En kry nie eintlik 'n woord in nie. Verkieslik nie. En dit is net ek praat en wow, na daai 40 minute sê ek dankie. Ek voel nou soveel beter. En dan na so 2 weke dan voel ek nie meer so goed nie. Ja. En bel ek jou en sê ek wil weer met jou kom praat want ek voel nie goed nie en ek wil weer beter voel. En dan kom ek na jou toe en ek praat en dan sê ek, dankie tog, ek voel nou soveel beter. Ja. En dan dink ek by myself is dit wat dit is. En vir baie mense is dit waar godsdiens ook begin en eindig. Yes. By ek gaan na 'n kerk toe. Okay, nou is ek by hierdie kerk gewees, maar ek voel nie regtig baie beter nie. Nou gaan ek gou 'n ander kerk gaan probeer en ek voel beter daar. Hierdie mense wat ook al hulle hier doen op 'n Sondag, as ek hier uitstap dan voel ek goed. So ek gaan weekliks kom en ek gaan my goed voel fix kry. En daarom dink ek is belangrik dat wanneer ons en miskien is jy iemand wat in godsdienstpraktyk is, as jy dit so los wil neem. Maar die uitdaging is om te sê maar ek glo dat die Bybel en dat ons geloof ons nie net laat beter voel nie. Dit is nie daar om ons net beter te laat voel nie. Dit is daar om vir ons praktiese, werkbare riglyne te gee vir die lewe, vir hoe om actually 'n beter, volhoubare lewe te leef. Ja. In terme van ons identiteit, hoe sien ons en hoe dink ons oor moraliteit en etiek en hoe gaan ons om in verhoudings, in werk, met finansies, dat ons geloof en ons godsdiens en die inhoud van God se woord ons met die tasbare, werkbare goed met die lewe kan help. Yes. En dis wat jou gedagtes rondom dis my gedagtes is all over the show. Ek dink aan die een kant wat 'n briljante analogie dink ek om die terapie en kerk toe kom saam te wil sit, want dit kan jou nie net laat goed voel nie. Kyk, oor terapie het ek natuurlik 'n hele stel gedagtes. En op daai wou ek ook gesê het, voordat ek vergeet, Robel het 'n briljante podcast saam met Pete Rowlands oor The Last Guru, wat gaan oor terapie, maar ek dink dit gaan veral ook vir geloof. So, want jy kom hierso en dan het jy hierdie guru wat jy kom na toe gaan en hierdie persoon het al die antwoorde. En ek is so afhanklik van wat hierdie guru vir my sê. Meanwhile dink ek is goeie terapie en goeie kerk wees en bevryding binne God eintlik juis iets van bevryding. Ja. Dus dit moet my bemagtig om dat ek kan weet ek het hierdie gemeenskap nodig. Ja. Aan die een kant om my op koers te hou, maar aan die ander kant dis nie ek dink ons is so gewoond aan 'n samelewing wat sê hoorie maar kom na hierdie plek toe, hulle het die antwoorde. Ja. Dat hierdie short course. Ja, dat dit totale consumerism word en terwyl ons nou pas Sondag, pas naweek agter ons het, wat 'n bevryding is dit dat selfs Christus kom, selfs God kom en kom sterf en sê hoorie maar dis nou julle apie. Ja. Dis nou julle verantwoordelikheid. Hoe gaan julle die res van die evangelie is na die opstanding. Yes. Dis 1 of 2 hoofstukke. Markus is dit ewen net sommer die volgende paragraaf. En as jy dan kyk na die evangelie, die res van die Nuwe Testament is wat die mense geleef het. So met ander woorde het iets gebeur in hulle geloof wat die manier wat hulle leef verander het. En ek dink dit is wat vir my belangrik is wanneer ons praat oor God se woord, of dit nou is in 'n preek, in 'n podcast,
daar is tasbare voorbeelde van hoe Jesus die mense leer oor hoe hulle moet leef. En dat hierdie ding jou kan help in jou lewe. Die gelykenisse wat Jesus vertel. Jy gaan nou Sondag oor van die saaier, van die saaier. En ek dink dit is 'n baie goeie voorbeeld van Jesus sit daar en hy gee hands-on life advice. Ja. En wat 'n briljante orator for that matter, want dis sulke praktiese stories wat hy gebruik. Ja, hy gebruik nie van hoe as jy wil groei in jou geloof of as jy beter, daar's nie 'n uitkoms of 'n tangent en soos van okay, as jy beter wil wees met jou geld, kom luister hier na Jesus, hy gaan kom praat hierso, koop 'n kaartjie, boek jou sitplek. Al die Instagram reels, al die jy weet, TikToks en goed wat uitgestuur word promoter, om te kom. Ja. Hy sit, mense luister na hom en hy kom en hy vertel 'n storie wat bedoel is om so open te wees dat dit almal kan help. Ja. Ja. In elke aspek van hulle lewe. Maar ek dink ook daarso die storie en ons gaan nou, jy kan later kyk dan na die Bybelstudie op YouTube of kom na die dienste of kyk die YouTube preek. Maar juist die uitgelewerdheid van saaiboere daai tyd. Ja. Juist mense wat hierna luister wat weet dit was my werk. Ja. En ek het hierdie plek besit en nou het ek in die skuld beland. Ek het my grond verloor en nou werk ek 10-1 op dieselfde plaas wat myne was. Ja. En ek kom saai hierso en sommige van die saad val op die grond. Sommige van dit val op rotse. Sommige word vertrap. Dan val dit anders. Ja. Dan klink hierdie boodskap regtig anders vir mense en hoe kry 'n mens dan hierdie katastrofe van net 'n sekere hoeveelheid kom op of 100voudig kom op. Ja, een of ander wonderwerk is gebeur. Exponentieel eintlik. En wat dit dan doen. So ek dink daai deel van die ondertoon dink ek van daai boodskap is ook hoe is ons goeie grond vir mekaar of hoe is ons aandadig tot om goeie grond te wees vir mekaar. Ja. Dis waar ek sterk klem gaan lê. Jy kan hierdie metafoor kan jy nou, jy weet op soveel verskillende maniere na kyk, jy weet jy kan vra hoe is ons die saad? Hoe is ons die saaier? Hoe is ons die grond? Op watse grond loop ons? Ja. As ons nou praat watter grond is by watse grond is ek vasgevang? Ja, jy weet, as ons praat oor blootstelling. Ja, ek het in my preek en dit is nogal 'n lekker praktiese ding wat ek sê ek het daai tipe grond wys nogal hierdie eienskappe in jou geloof. En daai rotstipe grond, dalk as jy nie in die geloof en dalk dink jy weet op die oomblik alles, maar dalk moet jy maar nog 'n bietjie luister na wat die ou mense sê. Ja, so ek dink is 'n lekker stuk prakties. Soos wat jy gesê het, hoe wonderlik is hierdie metafore of hierdie beeldspraak waarin Jesus praat, is amazing. En ek dink dit is so belangrik. Daar's soveel experts vandag, nê. Gurus, experts, jy weet, iemand wat kom praat by 'n konferensie met sy PowerPoint en my het 'n podcast en hy het boeke en ek gaan hierdie ou sê soveel wonderlike goed en ek gaan my hele lewe rondom bou wat hy sê, want dit gaan my help met dit en dit en dit. En dan baie van die ouens is phony, jy weet. Dink bietjie aan meer van die klassieke influencers voordat Instagram groot was. Kom ons vat vir iemand soos Lance Armstrong. Okay, yes. So Lance Armstrong was met kanker gediagnoseer en hy het 7 Tour de France titels gevat daarna. En dit kom toe nou baie later uit dat hy self erken dat hy gedoop het. Yes. Ek het so grap kantlyn grappie gesien waar iemand gesê het ons moet want doping is nou baie erg in sport en so aan. En iemand sê wat hulle moet een of ander sport invent of een of ander toernooi invent
waar daar geen limits is op doping nie. Net om te sien waar tot mense in staat is. Jy weet, net soos om te sien soos hoeveel gaan dit vat voordat hulle soos omval en doodgaan. Soos wat is actually moontlik? Kyk, dis No limits. my donker emotion. En iemand kom en toe dit bestaan. Hulle noem dit die Tour de France. Ja. Ek wou sê hulle noem dit bodybuilding. Ook. Maar anyway, Goodness. ja, so ek meen ek het uit daai tyd toe hierdie goed uitgekom het, ek het adventure racing gedoen, fietsgery en al daai goed. En mense was soos hierdie ou wat 'n Here was vir soveel mense en hom net gekruisig het. Ja. En ewe skielik is dit al wat oorbly van sy legacy is die feit. Maar dan dink ek by myself, hoe in watter posisie sit jy dat jy's 'n ou judge vir dit? Kom ons Want ek dink aan die ander kant dalk die teenpool daarso sit jy nou met mense wat in air quotes influencers is en ons verwag amper van hierdie mense fallibility. ja. Jy wag vir dit om te gebeur. Yes. Teenoor in daai tyd, ek weet nie of ek net jonk en naïef of wat was nie, maar hoe kan hulle? Maar ten spyte van dit, ek meen die ou het ten spyte van dit, ek meen hy het met kanker nog steeds oorwin. Ja. En hoeveel geld, hoeveel miljoene het hy vir die Livestrong Foundation ingebring wat soveel mense gehelp het, soveel mense se lewens gered het. En dan word hy nou gereduseer na hierdie een ding toe. En ek dink in daai opsig wat as ons heroes gaan soek in die Bybel, Is daar net een wat nie ja, een of ander klad agter sy naam het nie. maar ek dink dit is 'n meer volhoubare bron dink ek as influencers vandag. Ja, maar ek dink met daai sê ek goed jy vat 'n Dawid wat sy dinge gehad het, jy vat Abraham wat sy dinge gehad het, jy het Josef die karakter kruis. disippels wat ons nou veral sien in Markus en so ek dink Markus het baie van gehad met die skryf daarvan, want die disippels lyk so dom die heeltyd. Hulle is die heeltyd vra vragies en verstaan nie wat natuurlik word gereeld uitgetrap. Ja, gereeld uitgetrap en veral Petrus met wie ek nogal kan assosieer is die hele tyd met sy voet in sy mond. En sulke goed. Ja. Aan die een kant aan daai kant gee dit ook 'n stuk vryheid. Gee dit ook maar ek kan net mens wees. En ek kan foute. Daar's ruimte vir my om foute te maak. Daar's ruimte vir my om foute te maak. Daar's ruimte vir my om te kan worstel met God. Ja. Om ontstel te kan wees, om mens te kan wees. En ek dink ons brand as Christene is vandag verskriklik belangrik. Veral omdat ons so exposed is met al die media. Ja. Jy weet, ek het 'n Instagram, maar ek het niks op my Instagram nie. Ja, weet jy hoe moeilik was dit om vir hierdie gemeente foto's van jou aan te stuur? Dat hulle kan sien wie gaan hulle beroep. En jy weet, ek sit nie gereeld goed op my WhatsApp status nie, en ek het nou die dag nogal bietjie gedink, maar hoekom doen ek dit nie? En in my onderbewussyn is ek so bang vir wat ander mense gaan sê en dink. Ja. En dat dit eintlik die rede word. Ek het presies dieselfde. Ek het geskuif van ek sal hier en daar dalk 'n quirky iets opsit of iets reshare. Ek sal veel eerder deesdae iets wat met die gemeente te doen het share. Al is dit my persoonlike ding. Vakansie share ek nie. Vakansie sal ek op 'n ander platform deel waar dit nie in mense se face is nie, want mense is oop vir kritiek. Ja. Maar aan die ander kant en ek kan myself nie onnodig. Ja, die ding is net ek dink as jy gaan kyk na die comments section op 90% van YouTube video's, Google reviews, is dit meeste van die tyd mense wat nie net gaan om seer te maak, net om skade te saai. Ja. Af te breek en dan maak jouself oop daarvoor. Ja.
jy maak jouself dan oop vir die publiek want dit is baie maklik om agter 'n skerm te kan sit en Yes. iets sleg te kan sê Yes. en Ek het nogal so iets ervaar. Juis ook al een van my so vriendegroepie met daar's 'n paar Amerikaners op vir wie ek toe die Engelse boodskap deel. En die een ou ek en hy is toe intussen daarna daarom weer maatjies, maar hy soos ag regtig 'n Christelike boodskap. Wat gaan nou van hierdie groep word? Is dit volgende nou die Republikeine teenoor die Demokrate wat Okay. dis 'n baie volatile omgewing daar. So dit en ander ou van Argentinië met wie ek gesels wat daar's 'n bietjie van ek dink 'n taalbarrier gewees. okay. Want ek het vir hom ook aangestuur en ek lees toe asof hy vir my sê, hoorie maar neem jy net op wat in jou gedagtes inkom of berei jy daarom voor? Okay. En eintlik het ek, want ons produksiewaarde met die nuwe studio en goed, ek was trots op wat ek gedoen het. Ja, En ek kry hierdie en my dag was sommer net omgeëllie. ja. En aan die een kant om nou by hierdie comment section uit te kom wat eintlik maar soos 'n badkamermuur is. Enige iemand kan enige iets daarop skryf and you don't need any skin in the game. Wat ek sê hoorie, maar jy weet nie hoeveel effort is in hierdie opname in nie. Jy weet nie hoeveel beter is dit as die vorige een nie. Meanwhile is dit glad nie wat hy gesê het nie. Hy wou net Ja. gehoor het wat's my proses. En daarom dink ek is dit vreeslik belangrik om te weet wie jy is Ja. en om daai integriteit Ja. jy kan nie integriteit hê as jy nie identiteit het nie, as jy nie weet wie jy is en weet Ja. wat is dit waarop jy staan nie. Ja. En dit dink ek is die vraag wat 'n mens dalk die mense mee kan los is, waarop staan jy? Ja. Waarop staan jy? Al hierdie goed waarin jy jouself blootstel. Hoeveel van dit gee vir jou 'n solid platform om op te Ja. vir wanneer jy iets wil sê? Yes. Jy weet of luister jy net die hele tyd, maar as jy nie 'n goeie platform het om op te staan as jy die dag iets wil sê nie, dan gaan dit onder jou uitgeruk word. Yes. En ek dink in daai opsig is dit vir geloof en godsdiens belangrik is jy werk aan daai platform waarop jy staan. En ek dink dit gee vir jou 'n stuk beskerming ook binne in die gemeenskap. En daarom dink ek ons moet ek dink ons is te agter die skerms as 'n geloofsgemeenskap. As dit kom by om mekaar te ondersteun. Ek dink dit is so. Maar vandag is nogal 'n smorgasbord van goeders gewees. Ja. Ja. Vat wat steek. Ja. Ek wou net sê laat weet ons in die comments wat julle dink. Ja, dat weet ons op die badkamer meer. Of Nice. of skryf 'n behoorlike e-pos. Maar ja, nee, dankie dat julle luister. Dis hy. Mooi week verder.